Hi julle driehoektieners, ek het besluit ek wil sommer 'n bietjie by julle ook kom kuier. 2020 nogal anders uitgedraai as wat ons verwag het. Ons het niemand gedink dat die tweede kwartaal so lank uitgestel gaan wees. Ons weet nog nie eens wanneer dit regtig begin nie. En ek verlang na julle en ek wonder hoe dit met julle gaan en ek weet ons kan nou nie jeugklein groepe hê Sondag of in die week die belydenis nie. Maar ek wou tog so op 'n Sondag ook by julle kom kuier en sommer net hoor hoe dit met julle gaan. Ek wil hê jy moet vir 'n paar oomblikke sommer daar by jouself sit en nadink. 2020. Ons almal het drome gehad vir hierdie jaar. Op 1 Januarie het ons almal met blink oogies uitgesien dat hierdie gaan my jaar wees en dis wat ek wil hê in hierdie jaar moet gebeur. En toe gebeur corona. En nou sit ons by die huis. En is sleg. Dit was lekker vir 'n tydjie, dink ek. Dit is lekker om te moet vroeg opstaan en altyd skoolwerk te doen nie, maar nou skop die realiteit bietjie in. Daar's nou huiskool wat moet gebeur, daar's sport wat dalk nie gaan plaasvind nie en mens mis jou vriende. Ek wil hê jy moet vir 'n paar oomblikke nadink. Wat het jy gedroom vir 2020? En wat van waarvoor jy vir hierdie jaar so verskriklik baie uitgesien het, weet jy, gaan dan nou nie hierdie jaar kan gebeur nie. Skryf dit sommer op 'n bladsy neer, skryf dit in 'n joernaal neer, en as jy wil, skryf dit in 'n gebedvorm neer, en deel dit met Jesus. Deel die verwagtinge wat jy gehad het, en wat jy nou weet, nie gaan gebeur nie, en sommer hoor hoe jy daaroor voel. So pause die video vir 'n paar oomblikke en dink sommer na oor dit wat ek jou nou gevra het. Ja, dis moeilik om so gefeis te word met drome wat ons weet dalk nie gaan gebeur nie, maar ons weet ook ons kan ander drome droom. En nou dinge anders gaan wees. Maar ek wil vir jou sê, dis okay om teleurgestel te wees. Dis okay om jou vriende te mis, dis okay om te stres oor jou skoolwerk, oor jou matriekjaar, oor jou graad 7 jaar, oor jou graad 8 jaar, die begin van hoërskool, en nou sit jy eintlik net by die huis. Ek wil ons met 'n stukkie vandag saam lees, die hele kerk lees dit saam, dis ons leesroosterteks, dit kom uit 1 Petrus uit. Dis 'n brief wat Petrus vir 'n kerk geskryf het, so 60 jaar na Jesus. Ek weet julle ken nie meer briewe nie, ek weet nie eers of julle nog in Afrikaans geleer word hoe om briewe te skryf nie. Ons werk ons maar met e-mails deesdae. Maar in die tyd van die Nuwe Testament, van die vroeë kerk, het hulle nog briewe met die hand geskryf. Petrus moes 10 dalk iemand gehad het wat dit vir hom in Grieks kon skryf. En dan moes hulle stap om hierdie brief te gaan afgee. En dit is nie net stap van hier af vereniging toe nie. Gaan kyk bietjie op Google hoe ver het Petrus se brief getravel voordat dit by hierdie gemeente uitgekom het. Gaan Google bietjie waar sit Jerusalem en dan gaan Google Maps jy tot by Turkye, waar Turkye is, en kyk hoeveel voetstappe moes gegee gewees het vir hierdie brief om afgelewer te word. Nou Petrus skryf hierdie brief vir die gemeente waar dit regtig terrible gaan. Die mense kan nie kos koop nie, die mense kan nie werk kry nie, en alles net omdat hulle sê hulle glo in Jesus Christus. Hierdie mense word vervolg, hulle word doodgemaak. Ons weet self dat Petrus 'n kort tydjie nadat hy hierdie brief geskryf het, word hy ook gevang. En Petrus sterf ook aan 'n kruis. En as jy die kerkgeskiedenis lees, dan lees ons dat Petrus is onderste bo gekruisig, omdat hy gesê het, hy is nie worthy om op dieselfde manier dood te gaan as wat Jesus gesterf het. So Petrus ken van swaar kry, hy ken van terrible tye. En dan moet hy hierdie ander gemeente bemoedig. Hy moet hulle bietjie moed inpraat. En dan gee hy vir hulle hierdie boodskap. Ek gaan die teks op die skerm verskyn, jy kan dit weer net pause, dis die boodskapvertaling, want dit is nogal 'n moeilike stuk, maar die boodskapvertaling sê dit net 'n bietjie makliker in Afrikaans. So pause die video en lees die teksgedeelte sommer so 2 keer deur. Skryf sommer op daai selfde bladsy, wat het vir jou uitgestaan? Wat raak jou, of wat verstaan jy glad nie? En as jy iets nie verstaan nie, WhatsApp my en ek probeer help. Kom ons lees die stukkie saam.
Petrus het nogal moeilike woorde. Woorde wat vir my in hierdie tyd nogal 'n nuwe en 'n spesiale betekenis gekry het. Petrus sê vir die mense, maak nie saak wat om julle aangaan nie. Maak nie saak nie, maar ten spyte van. Dit gaan swaar, dit gaan sleg, dit is nie lekker as mense jou vervolg nie. Dis nie net nie lekker nie, dis lewensgevaarlik. Hy sê, maar in al hierdie goed, in die middel van hierdie storm waardeur julle gaan, het julle 'n lewende hoop. En daai lewende hoop het ons verlede week gevier, toe ons gesê het, die Here het opgestaan. Ek hoop jy het na die liedjie geluister wat ek daai Sondag vir jou gestuur het. Dit is een van die 2 liedjies wat vir my in hierdie tyd ongelooflik baie beteken. En die liedjie sê, death was arrested and hope has arrived. Dood is weg, dood het gedink hy het oorwin, en toe staan Jesus op en toe gee hy vir ons 'n lewende hoop. 'n Lewende hoop, ook in 2020, in die tyd van corona, in die tyd van lockdown, in die tyd wat soveel van ons drome stikkend geval het. En hy sê daar op 'n punt dat God ons sal veilig hou. En ek wil vir julle sê, baie mense misbruik hierdie goed en sê, God het hierdie towerstafie en niks gaan sleg met Christene gebeur nie. Ek dink, corona was vir ons almal 'n wake-up call om te sê, ons leef almal in hierdie wêreld, en hierdie het 'n stikkende wêreld, en daar gebeur slegte goed. Daar's pandemies in hierdie wêreld, en of jy nou ryk is, en of jy arm is, of jy Christen is, en of jy moslim is, ons kan siek word. Maar ons weet, dat niks van wat gebeur, kan ons skei van die liefde van God nie. En dat hierdie veilig hou, hierdie groot prys waarvan Petrus praat, gaan nie oor net veilig wees in hierdie lewe nie, maar dit gaan oor die ewige lewe, wat hy vir ons as 'n geskenk gee. Julle is jonk, julle wil nie eers dink aan die dood nie, ek weet dit. Maar Petrus en die ander disippels het geweet, of ek lewe en of ek sterwe, dit is oukei, want my lewe is in die hand van die Here. En by hom is ek veilig, maak nie saak wat gebeur. Nou dan sluit Petrus hierdie stukkie af met 'n hy praat van 'n hemelse vreugde. En dis waaroor ek vanmiddag met julle wil gesels. Leef ons nog met hemelse vreugde? Het jy blydskap in jou lewe binne in hierdie lockdown, binne in corona? As jy nou terugdink oor jou drome wat jy gehad het, dit kan ons nogal laat sleg voel, sad voel, kwaad voel. En ons moet daai emosies ervaar. Maar ons moet dit ook die regte plek in ons lewe gee. Ons moet ten spyte van alles wat verkeerd gaan, nog steeds God kan loof en prys. En nog steeds 'n hemelse vreugde hê. Wat sê, ek gaan leer dans in die storm. Ek gaan aanhou om God te prys. Ek het hierdie hemp aan wat sê lucky us. En ek dink min mense voel lucky op hierdie stadium. Maar julle, ons het nog so baie om oor bly te wees. Nog so baie om voor dankbaar te wees. Petrus skryf hierdie hemelse vreugde, terwyl hy weet, hy 10-1 met sy lewe gaan betaal. Paulus skryf 'n ander brief wat hy in die tronk sit. En dan skryf hy oor die blydskap en die vreugde wat hy in God het. En ek wil jou vra om in hierdie week wat kom, bietjie te fokus op die positiewe goed. Fokus op dit wat God vir jou gee. Los bietjie die negatiewe goed agter jou. Ek weet dit is moeilik, maar kom ons probeer bietjie dink, wat plaas ek in my kop, wat plaas ek in my hart en wat kom dan uit in my mond? Want ons kan baie vinnig depressed raak en mekaar ook sommer afbring. Maar kom ons wees anders. Kom ons wees die mense met hemelse vreugde. En as julle vriende sleg voel en down is en ek wil bietjie moan en afpak, geef hulle daai spasie. Maar wees jy die glimlach. Wees jy die een wat met goddelike vreugde, hemelse vreugde leef, wat kan dans in die storm. Ek wil jou uitnooi om na 'n ander sang te luister. Dis die liedjie wat nogals gereeld in ons huis speel in hierdie tyd. En dis 'n Bethel liedjie wat sê, I raise a hallelujah. Dit is vir my 'n amazing song, wat net vir my hoop gee in hierdie tyd, wat sê, in the presence of my enemy, in die presence van corona, in die presence van lockdown,
I will raise a hallelujah. Want God gee vir ons 'n lewende hoop. En daarom kan ons aanhou sing en kan ons hom aanhou loof en prys. En as jy down voel in hierdie week wat kom, as jy voel, jy weet nie wat gaan jy doen om weer te kan droom nie en weer hoop te kan hê, speel hierdie liedjie op repeat en maak dit jou liedjie vir hierdie week. En te sê, ek gaan God loof en prys. I raise a hallelujah. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek kan vashou aan die hoop wat Jesus vir my gee. Ek hoop dit help vir julle en ek hoop julle het elkeen werklik 'n vreugdevolle week. Mooi bly.